Hallo vriende, ek groet julle in die mooiste, grootste, kragtigste naam wat daar is, Yeshua Mashiach. Baie dankie weer vir die geleentheid om iets uit Vader se woord uit met ons te deel. Ek wil regtig met ons iets deel van dat God is in beheer. Ons voel soms dat hy nie in beheer is nie. En ons sukkel so met die en ons sukkel so met daai en nou het weer hierdie noodlot my getref. Ek weet ons kan almal so 'n lang lys voor lê van dinge wat nie reg loop met ons nie of reg geloop het met ons nie. Dan wil ek graag aan ons voorlees Romeine 8 vers 28. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Ja vriende, ek weet, miskien het jy nie gisteraand lekker geslaap nie. Dalk was daar 'n baba wat jou wakker gehou het. Of dalk het jy pyn ervaar of rondgerol van bekommernis oor jou kinders, jou werk, jou huwelik, jou kar, jou huis. Dan nee, die vyand weet presies waar en wanneer om ons te takel met enige nonsens kan jy maar eintlik sê. Enige strooi. Net om ons te laat twyfel aan 'n wonderbaarlike God. Jy sien vriende, God ken jou wrogings en hy gee altyd uitkoms. Hy beloof dit in sy woord. En ek dink ek het dit al voorheen gesê, ons weet almal God kan nie jok nie. Jy sien vriende, Romeine 8 vers 28 leer ons dat God alles ten goeie laat saamwerk vir die wat hom liefhet. Nie 55% nie, nie 80% nie, nie 99.9%, maar alles, die hele 100%. Hou vas aan daardie belofte. Onthou altyd dat hy negatiewe dinge omdraai, sodat dit op die ou einde ten goeie meewerk. Ek lees ook vir ons Psalm 66 vers 7 en 9. Want so sterk is die Here dat hy altyd in beheer van sake is. Hy gee aan ons die lewe. Hy sorg dat niks ons onderkry nie. Ja vriende, wanneer ons glo dat God in beheer is, al gebeur daar dinge met ons wat ons nie kan verstaan of wil aanvaar nie. Maak daardie geloof dit vir ons moontlik om ten spyte van die krisissituasies nie paniekerig te raak nie, maar steeds tevrede te bly. En vriende, in Psalm 46 praat die digter ook oor dinge waarvoor hy bang is. Maar dan besef hy dat sy paniek onnodig is. As ons wil vlug, kan ons na God toe vlug. As ons beskerming soek, sal die Here ons beskerm. As ons in die moeilikheid is, sal hy ons help. Daarom skrik ons vir niks nie. Al sou die aarde bewe en dit lyk of die berge in die see wil wegsak, ons is nie bang nie. Getuig hy in die eerste 3 verse van Psalm. Dit is vir God se kinders moontlik om in alle omstandighede kalm en tevrede te bly, omdat ons verseker weet dat God wat ons aanbid, volkome in beheer van alle omstandighede is. Wanneer dinge in jou lewe weer wil hand uitdruk, fokus op die feit dat jou God so sterk is, dat hy steeds in beheer sal bly. Die God vir wie niks onmoontlik is nie, is by jou en hy onderneem om jou te red en te beskerm, sodra dit nodig sou word. Jy mag rustig raak en hom op sy woord neem. Julle sien vriende, konings dink hulle sal altyd regeer, maar elkeen lê die tuig weer neer, want God is in beheer. Nebukadneser wou homself vereer, maar selfs die vuuroond is gekeer. Hy moes as 'n dier gras verteer, en so het Nebukadneser hom bekeer, want God is in beheer. Belsasar het die tempelskatte onteer. Die skrif teen die muur sê weer, God bly altyd in beheer. Darius het die leeukuil probeer, maar Daniël kon nie seer gekry het nie, want
God is in beheer. En vriende, daar is net 'n paar voorbeelde van wat in die Ou Testament omgegaan het. Van God is nog steeds in beheer. Ons het nie nodig om te vrees nie. Here weet ons wat ons nodig het nog voordat ons vra. Ja, en Christus kom weer en niemand kan dit keer. Want hoekom? Want God is in beheer. En aan hom kom al die eer toe. Vriende, onthou julle nog die dae dat ons sommer net as kinders in 'n motor kon gespring het, lekker op vakansie. Pa en ma het ons alles gereël, klere is gepak, kos is gemaak. Al wat jy moet doen, is jy moet net in daardie motor spring. Die motor was vol brandstof, die bande is gepomp, jou reisplanne is presies uitgewerk. Ja, ons as kind moes net inklim en saamry en dit lekker geniet. Weet julle vriende, ek dink amper, dis presies wat God doen. Hy doen presies dieselfde. Onthou, hy is ons hemelse Vader, ons hemelse Pa. Hy is in beheer van ons lewensreis en hy weet waarheen hy met ons op pad is. Ons is sy kinders en ons moet net in die motor inspring. Hy bestuur en hy sal ons veilig na die bestemming toe lei. Ek en jy sit heel hartlik lekker op die agtersitplek terwyl ons Vader die motor bestuur. En moet nie probeer om hom voor te skryf hoe hy moet ry, wat se pad hy moet vat, waarom hy af moet afdraai nie. Jy sien vriende, ek glo nie dat enigeen van ons as kinders dit vir ons ma of pa sou gesê het nie. Ek dink ons sou net daar sou vir pa seker maar die kar gestop het en vir ons sê hoor jy stop nou. Ja. Geniet jou voorreg as kind om net te mag saamry. Ons Vader, hy bestuur. Ek het ook geleer dat hoe meer ek aan God oorgee en toelaat dat hy my beheer en in beheer bly, hoe meer geniet ek elke dag wat ek doen. Leer om hom meer en meer te loof vir alles wat op jou pad gebeur. Al is dit net nie altyd vir jou verstaanbaar nie. Hy is die almagtige God, met ontzagwekkende krag en wysheid en liefde en sorg. Hy wil jou soms nuwe dinge leer en nuwe plekke wys. In Romeine 2 vers 4 staan daar geskryf, God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Sê dit vir jou niks nie? Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering en rustigheid wil lei nie? Ja, bely weer vir 'n slag die afhanklikheid van hom wat jou lewe bestuur. Sê vir God dankie, waar jy bly, waar jy werk, wat jy kan doen. En geniet die mooi van die natuur om jou, die voorreg van jou gesondheid en die mense wat God op jou pad bring. Ja vriende, ek is ook bewus dat al slegte dinge in ons lewens gebeur het. En dan wonder ons hoekom. God vat die slegte dinge wat in ons lewe gebeur en hy draai dit om sodat dit 'n hoër doel kan hê. Hy maak 'n plan daarmee. Ja vriende, as jy terugkyk oor jou lewe, sal jy ook kan getuig van dinge wat God omgedraai het, sodat dit op die ou end tot ons almal se bes wil uitgedraai het. Ja vriende, rus in God, vertrou hom. Doen dit vandag, vannag, en weet die heel dag, die heel nag. God is met ons. God is in beheer in alle omstandighede. Niks sal met ons gebeur as dit nie God se toestemming wegdra nie. En hierdie is ons lewensreis. Geniet dit. En onthou, God is in beheer. Hy hou die stuurwiel vas. Allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahwe, Here ons God, Vader, baie dankie dat ons weer kon gelees het en dit net weer kon ons eie oopmaak
om te kom hoor dat U is nog steeds in beheer. U wat hierdie ganse wêreld en alles daarop en in gemaak het. U is nog steeds in beheer, Here, en U kan nie verander nie. Dankie vir U kosbare woord. Here, en dankie dat ons elke woord kan lees en kan verstaan. En my God, dankie. U nog steeds in beheer is. Ek loof en prys U in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Vriende, mag die genade van die Here Jesus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle almal wees. Shalom.